Dan begin ons met die diens vanmôre. Amen. Amen. Ek is bly om te sien julle is amper almal hierso. Amper. Maar waar almal hierso is, dan kan ons juggle en jake en vanmôre ook ons kan dit doen. Hande klap en skree halleluja. Amen. Sê jy weet julle ou tannies wat ouer dan wat ek is moet sê ja, amen. Hulle antwoord my nie eers daai nie. Hulle kyk vir my wat verlore is. Ja, amen. Amen. Ja, kom ons die Here loof en prys. Kom ons dit ons hoop toe maak, hoop te buig en toe maak. Here ons kom uit vanmôre ons sê dankie vir die krag en die salwing van die Heilige Gees. Ons bid in Jesus naam vir die woord, ons bid vir die krag en die salwing van God dat hy sal beweeg tussen ons en in ons, Here, tot eer van die naam van Christus Jesus. Ons sê vir U dankie, ons bind elke demoniese mag. Ons kom teen die werke van Satan. Ons verwerp dit hierso in hierdie gemeente, Here, omdat ons soek U, Here, ons soek U aangesig, ons soek U krag, ons soek U salwing, ons soek U, Here Jesus vanmôre. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. So kom ons die Here loof en prys, ons opstaan, ons gee ons tiende, ons gee ons offergawe, ons gee aan die Here, omdat hy gee vir ons elke dag in ons lewens. Amen. Lift Jesus high. Lift Jesus high. Lift him up to eternity. He said goodbye. He lifted up from him. I will go away unto thee. Lift Jesus high. Lift Jesus high. Lift him up to eternity. He said goodbye. He lifted up from him. I will go away unto thee. Lift Jesus higher, lift Jesus higher, lift him up to eternity. He said if I be lifted up from here, I will go away unto thee. Alive, 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 forevermore. My Jesus is alive, alive, forevermore. Alive, 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 forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive.
Magtig, Here, in ons binne vermoë, Here. U het werk om geloof en geprys sal word, Here. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. Come, people. I know that there is peace in your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every time.
Ons sal met U vanmôre, Here. U is magtig in ons binne, Here. Hallelujah, hallelujah. Oh, we worship You, Lord. We worship You. You are mighty, Lord. You are mighty in our middle. You are in the midst, Lord. You are the one. Hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Holy is, heilig is die naam vanmôre, Here. U is magtig. Oh, halleluja. U is kragtadig, Here. Laat die salwing van die God wat ons dien, Jesus, die ons beweeg, want hy is die dope van die Gees. We worship You. We worship You. We worship You. We worship You. We worship You this morning. We give You glory this morning. We give You praises. Want ons aanbid U vanmôre, Here. U is magtig in ons midde. Dankie, Here. Amen, amen. U mag iets plek in U. Dankie. Ons groet jou in die naam van Jesus vanmôre, sê amen. Dit is altyd goed om die teenwoordigheid van die Here te wees. Het jy gesien hoe vol los het sy gelyk toe sy hier sal afloop? Ek het gister vir haar per ongeluk gesê, is jy reg? Toe dog sy gaan vanmôre preek. Nou wat ek gaan nou preek vanmôre, wat ek wil. Hierdie wat ek van praat vanmôre, is dat ons nie gehoorsaam is aan die Heilige Gees eintlik. Die Here praat tog met jou. Hy sê vir jou, wanneer die diens aan die gang is, dat jy moet uitkom op 'n gebed, maar jy doen dit nie. Jy sien, ek moet nie altyd julle beroep om uit te kom. Ek was in 'n gemeente waar, terwyl ek besig om te preek, hardop die mense al klaar uit. Wat God het met hulle gepraat en hulle het gehoor gegee aan God se woord oor hulle lewens. Ons moet verstaan. Ons leef in die laaste dae, sê amen. Ons is in die laaste dae. Dis nie dat jy kan sê jy is nie, jy is. As jou gees verkoel geword het, of koud geword het, of oud geword het, moet jy weet, dit moet nie so wees nie. Want jy 'n gees in jou, wat jou kan vernuwe elke sekonde van die dag. Sy naam is die Parakletos. Dis die woord. The helper. In Engels, Parakletos, the helper. Die helper, die Heilige Gees, wat in jou is, om jou te help, sodat jy, kind van God, kan wees wie jy moet wees in Christus. Ons is in die laaste dag. Is jy nie moeg nie, om altyd aangeval te word nie? Moenie eienaars jy sê, amen, liefste. Is jy nie moeg vir die stories in jou lewe nie? Is jy nie moeg om te weet, dat jy doen die verkeerde dinge, of wat jy eetpraat in jou ore? As jy nie moeg vir die siekte wat jy het. Baie mense het fisiese siekte, maar nie emosionele siekte. Laat ek sê, ou met emosionele siekte het, is erger af van 'n ou met fisiese siekte het. Want alles wat hy doen, hy dink verkeerd. Alles wat hy sê verkeerd. Alles wat hy sien verkeerd. Alles wat hy sê en doen hy verkeerd. Omdat sy brein en sy hart is nie ingestel vir die woord van God wat uitgaan vanmôre vir jou. Is jy bedruk vanmôre? Soos gesê,
I speak in the name of Jesus over depression vanmôre. Are you depressed this morning? As jy bedruk vanmôre, as jy stikken vanmôre van die dinge in hierdie lewe wat aanhoudend aan jou trek en jou stikken maak en jy weet nie meer wat om te doen nie. Jy druk daai sente nie, dit lyk soos papier na die tyd. As jy nie moeg vir dit nie, kan ek jou net vra. As jy nie moeg om in die huis van die Here te kom met 'n gees van depressie op jou lewe. Ek het so baie dinge wat ek moet oordink. Ek hoop die Here kan vanmôre my help. Ons moet ons mindset verander wanneer ons na die huis van die Here toe kom. Die skrif wat ek wil lees is wanneer Jesus nou tussen die Jode beweeg het en hulle wil hom grind die hele tyd aanhoudend. En op daai dag van die fees, die Paasfees, het hom gegrind. Jy weet, hulle wil alles. Hierdie man kan nie sê hy is die seun van God, hy gaan teen God se lering. Hierdie man kan nie sê dat hy het alle krag en mag wat aan hom gegee het. Maar hoe is dit dat hy die reg kry om dooie mense op te lig van die dood af? Hoe is dit dat hy reg gekry het om mense wat krippel en gevul is vir die duiwel vry te maak? As hy nie van God af is. Jy kan met kyk, hulle het 'n emosionele probleem gehad. Alles wat God wil doen, het hy gedoen. Maar alles wat hulle in glo, het 'n struikelblok gebring vir hulle om hom te aanvaar as die Messias. Hulle wou nie aanvaar. En dit gebeur vandag in die kerk ook. En hierdie kerk gebeur dit ook. Wanneer die Here met jou praat, dan sal jy wragties daar sit. Ek moet vir die Here vra my weer daai oë te gee. Ek wou dit nie gehad het nie. Dit het eendag met my gebeur. Toe sien ek, daai persoon sit in die kerk, hulle doen niks aan. Die Here praat met hulle moet hulle lewens verander, maar hulle doen dit nie. Hulle gaan hierso uit en dan gaan hulle dood. Ek het gesien, ek wil dit nie weer sien nie. Reg, want ek sal hierso afstap van die kansel af in jou uitdaal daar. By jou hand vat en jou hierso neersit. Laat ek vir jou bid. Die ding is dit van God. Ons kan nie nou bekostig om kom te word. Jy kan nie bekostig om te sê nee Here nie. Jy kan nie hierdie dinge doen nie omrede. As die bassein blaas nou, sal jy saam gaan. Die pad is nou. En die breed nie. En ek het nog eens by my preek uitgekom nie. Ek gaan 'n skrif vir jou lees vanmôre. Johannes 7, vers 37 tot 39 sê, en op die laaste dag van die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my kom en drink. Ja, weet dit vir hulle was 'n skok, en hierdie man net opstaan en dit uitskree. As iemand van julle vanmôre dors het, as iemand van julle probleme het vanmôre, as jy dit weet wie ek is, sê die Here eintlik vir jou persoonlik vanmôre, dan sal jy nie daar sit nie. Jy sal opstaan. Party ou mense het my 'n goeie les geleer toe ek jonk was. Jy weet, ek het nie dit verstaan nie. Nou as ek 'n ou man, dan verstaan ek dit. Dan die Here roep jou vir 'n doel en hy wil jou gesond maak. Hy wil jou gees genees. Hy wil jou vrymaak. Hy wil vir jou vrymaak van die bindings en die dinge wat jy in jou lewe het. Jy sê, wow, bindings, praat jy van bindings. Bindings, broer en susters, bindings, verdrukking wat jy kry elke dag in jou lewe.
mense kan nie verstaan nie. Hulle is so ingeënt geword by die Heilige Gees. Ag, dit is nothing, I'm so used to it. En as die woord uit gaan en praat hulle, ag ja, wat weet, ek weet, dit sal wel weer kom en weet. Jy weet nie of jy hierso uitgaan met jou dag. Soos hierdie pastoor in die kerk. Ou Joe Hartie in die kerk. Toe kry nou die paramedics in. Toe haal al die dooie mense die pad uit, om by die dooie, die ou wat dood is uit te kry. Dis hoe lyk die kerk. Mense sit in die kerk, met hierdie probleme, en God gee vir jou vermoere 'n oplossing, maar nee, sal ons almal sit en ons vingers twiddel en ek hoop die ou maak nou klaar. Jy sê, moenie worry oor my nie, worry oor God. Moenie worry wat ek sê nie, worry van die Heilige Gees wat met jou praat, en dit word opgeteken in jou landsboek in die hemel. Wanneer jy voor hom staan, gaan jy sê, maar ek het dit vir jou gesê, en jy het nie geluister nie. Ek het vir jou dit gesê, en jy het nie geluister nie, hoekom nie? So laat die Here vanmôre jou aanraak. Nie soos die vrou, wat bloedvloeiing gehad, sê die Here aangeraak. Maar laat die Here jou aanraak, maar jy moet daai honger hê wat Jesus van praat hierso. Daai honger moet jy hê wanneer jy uitkom. Here, kom maak my nuut van my. Here, kom verander my van my. Here, you know, you can say these stories to him. You can tell him everything. I know the Bible from the front to the back, Lord. You know I pray 4 hours a day, Lord. You know, Lord, I give as much as I can give. I give. You know, Lord, I help people. You know, I help them. I open my heart to them, Lord. But yet the person sits in the church this morning that does all that stuff and hy is ver van God af. Jesus het alle eer aan sy Vader gegee. Amen. Alles wat hy gedoen het, my Pa het my gestuur. Ek doen dit omdat vir sy omval. Lazarus uitgekom tot naam, Here, tot U naam. Ek wil hê jy moet verstaan van die dispensasie wat ons nou in leef. Mense herken nie God soos hy moet wees nie. Hulle herken nie Jesus en nog baie erger. Hulle herken nie die Heilige Gees in hulle harte en hulle siele wanneer hy met jou praat. Ken jy hom nie eens meer nie. Amen. So daar is jy vasgevang in 'n plek waar jy nie eintlik moet wees nie. Jy is aan die binne in jou lewe. Jy staan op grumpy en jy loop rond grumpy die hele dag rond. Jy maak nou alles. As jy nie geld is, het jy iets anders. As dit jou bos wat toe is en my bos wat toe is, ek maak ook nou en dan, weet jy. Ek wil net vir jy sê, kind van God. Die Here het gekom en hy sê die woorde, almal, daar is nie hierso 'n skeiding hierso. Almal word onder dieselfde kam geskeer. Met Christus is almal, man en vrou is gelyk. Daar is geen verskil. Hulle is gelyk. Daar is nie man en dan vrou. As man en vrou is gelyk voor hom. Hy is mos nie 'n aannemer van 'n persoon nie. Hy sal jou gebruik, wil net gebruik word, Here. Hy sal jou gebruik. Baie mense sê hierdie woorde, ek wil spreek tot God.
Psalm 42 vers 10 tot 11. My rots, waarom vergeet u my? Waarom gaan ek in die rou deur die vyand se verdrukking? Met 'n doodsteek in my gebeente. Smag my teenstanders my en hulle die hele dag vir my sê. Hulle sê vir hom, waar is jou God? Ek het met daai gestrek by die Here. Ja, ek bid, Here, ek bid vir hierdie saak, Here Jesus. Ek bid, Here, ek soebat, ek smeek, ek spandeer ure, met baie keer voel ek of jy nie is, hierso is die Here. Dit wat kinders van die Here dink, en ek is stupid. I was ignorant, man. God is always there. Ek sal jou nooit vergeet of verlaat. Nooit. Hy is daar aanhoudend saam met jou. Maar ons gesindheid moet verander. Ons lewenstyl moet verander. Dit gaan nie meer oor my nie, dit gaan oor hom. Dit gaan nie meer oor die dinge wat ek wil hê, dit gaan oor die dinge wat hy wil hê. Hoe is dit dan, kind van God? Weet jy wat bid ek elke oggend? Here, vergewe my sondes. Elke oggend. Elke aand. Here, vergewe my sondes. Sien maar, jy is 'n kind van Here. Natuurlik is ek. Maar as 'n kind kan ek herken dat ek doen verkeerd. Ek is nie heilig. Ek kan nie op water loop nie. Ek word verdruk. Ek word geslaan deur die duiwel. Ek word geskeer deur die duiwel. Ek word stukkend gemaak deur my kinders wat in my gemeente is. Ek word bevraagteken in alle dinge wat ek doen. Maar die Heilige Gees is getrou met my. Jou vyand, Efesiërs 6 vers 12, van ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede en die geeste in die lig. Ons het nie 'n stryd teen die vlees en die bloed nie, maar teen hierdie dinge wat jou bedruk maak en vir jou stikkend maak en jy het lyk of jy nie 'n uitkom het nie. Ons weet 1 Timoteus 1:7. Maar God het nie 'n gees van vleesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. You know, baie ouens as hulle by hierdie punt kom in hulle lewe waar hulle so versteend is, dan gryp hulle na goede in die wêreld soos drank. Hulle gryp dit. Dis mos nie tot om te dink nie, maar wie sê dit so? As jy heilig maak in die laaste lewe, moet jy dit los. Selfbeheersing ook. As jy heilig maak in die laaste lewe, moet jy selfbeheers wees. Ek wil doen wat die wil van God wil hê in my lewe. As jy, kind van God, verhoorde, hou jy het vir Jesus. Jy weet, baie, ek onthou, ek miskien op alkohol en goedes soos dit, daai jare, ek het lekker gedrink. Drank was my probleem. Nie die ander goed, die ander goed was niks. Drank was my probleem. En so gedrink soos wat ek is, omdat ek in 'n tradisionele kerk groot geword het. So dronk soos wat ek is, op my knie geklim met die Here geseën. Dink jy, wanneer jy in daai tipe toestand is, dat jy rasioneel is? Dink jy, wanneer jy dag gaan rook, jy's in 'n rasionele toestand? Dink jy wanneer jy so vroeg soos 'n matroos,
Dink dit, jy moet dit dink, man. Ek wil dit sê, dit is so erg hierdie, dat die mense verstaan nie dat in die boek van die lewe, elke vloekwoord, elke woord wat jy gesê het, wat teen God gaan, is opgeskryf. As jy nie vra vir vergifnis, het jy 'n probleem. Dink jy gaan hemel toe? Ons kinders van God, ons. By die punt kom waar smag na die water van die Here Jesus Christus. Ons moet smag na hierdie water van En wat weet jy, die ding is, as Here met jou praat, moet jy die grootste ding wat jy kan doen om hom bly te maak, om gehoor te wees aan sy woord in jou lewe. Die Gees van God met jou praat, luister jy. Ek gee nie op jy 90 jaar oud is, soos ons broer. Dat jy nie met die saak te doen. Dit doen met die woord wat uitgaan vanmôre. Is jy honger vanmôre? Is jy dors vanmôre? Of wil jy hê die Here moet u aanraak vanmôre? Wil jy hê God moet u vernuwe vanmôre? Wil jy hê Jesus moet skoonmaak in jou lewe vanmôre? Wil jy hê dat hy moet in beheer van jou lewe wees vanmôre? Jou finansies, jou gesondheid, jou huis. Wil jy hê God moet vir jou 'n wonderwerk doen vanmôre? You see, this is easy to talk about it. Maklik om te praat. Die aksie is nie maklik nie. Die aksie bring herkenning in jou lewe. Dat jy herken moet, ek is jammer Here. Ek luister Here. U het met my gepraat vanmôre, ek luister. Ek is honger vanmôre Here. Ek is dors vanmôre Here. Ek het U nodig vanmôre Here. Ek het die salwing nodig in my lewe Here. Ek wil hê Here, U moet vir ons elke een aanraak vanmôre Here. Jy sien Dawid maak baie klem op sy bekering in die Psalm. Dawid was die koning van Israel. Dawid was gekies by God. Dawid was die man van God. Met sy vyandinge wat hy gedoen het God hom beskou as 'n vriend. Hoekom? Sy belydenis. Hy het altyd bely. Hy het altyd herken wat hy is. Hy het gesê, Here, dis wat ek is, vergewe my. En toe die Here hom gesien, jy sien, daar is krag in vergifnis. En wat 'n dag gaan dit nie wees nie, daai dag, wanneer jy dink jy gaan hemel toe, dan staan jy in die hel. Omdat jy nie iemand vergewe nie, jy het nie gedoen wat die Heilige Gees sê nie. Jy sê maar, as jy kom ek sê kind van God, Jesus was baie kragtadig meer dan wat ek is, met die Fariseërs en die skrifgeleerdes. Hulle het hom gehaat soos die pes, omdat hy vir hulle gesê, maar jy kan nie dit doen nie. Jy kan nie, dis 'n wit gepleiste graf, jy gee net voor wat jy nie is nie. Matteus 23 kan jy gelees, wat sê hy vir hulle? Gelees dit, jy sal skrik. Hy sê, ja, jy sê vir hulle, Moses se wet. Hierso, jy sê vir hulle die wet, hier is die wet. Jy sê dit vir hulle, vanmôre, maar jy doen dit nie. Jy pak op hulle pakkies, en sê, hulle moet dit doen, hulle moet dit doen, hulle moet dit doen. Maar jy doen dit nie. Jy laat nie eens 'n vinger om te help. Jy sien, dis die ding, kind van God, ons moet by daardie realiteit kom in ons lewens. Kom by
realiteit in ons lewens. Maar ek en jy, wanneer ek vir iemand sê, hierso in die kerk, ek lief jou, moet ek beteken. En om daar te kom, moet jy gehoor gee aan die Heilige Gees. Om daar te kom, moet jy kan vir die Heilige Gees sê, Here, Gees van God, ek is honger vanmôre. Ek is dors vanmôre. Ek voel gebreke vanmôre, Here. Alles is al van my weggevat vanmôre, Here. Ek is geskeel vanmôre, Here. Ek is stikkend vanmôre, Here. Here, ek kom na U toe, omdat ek is dors. Ek wil hê, U moet my aanraak vanmôre, Here. Ek wil hê, U moet my vernuwe vanmôre, vergeet van die ander dinge, Here. Ek bely hulle vir jou. Al die dinge wat ek gedoen het, bely ek vanmôre vir U. Maar ek wil hier dat U gesê, kom na my toe, as jy dors is. As jy dors is vanmôre, kind van God. Dan moet jy voorkom. As jy nie dors is nie, dan moet jy waai. Regtig, omrede dit wat dit oorgaan, kind van God. Meer soos Christus wil jy wees. Jy wil meer soos sy krag wees in jou lewe. Jy wil meer hê van hom in jou huwelik. Jy wil meer hê van hom en wat jy doen by die werk, wat jy sê. Jy wil meer van hom hê, dat wanneer mense na U kyk, dan sien hulle Christus wat in jou is, deur die Heilige Gees wat daar is. As jy dors is. As jy dors nie. Is jy dors? Ek wil net vir jy sê, kind van God, vandag is die dag van verandering, sê amen. Regtig. You need to change, it's now the time. Because Jesus Christ has set you free. Jy is vry. Weet jy, jy is vry. Jy kan asemhaal nou. Jy is vry. Die probleem mag daar wees, maar jy worry nie, jy lag vir hom, jy lag vir die ding. Lag vir daai ding. Omdat jy is vry en jy is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Jy weet, God is goed vir ons. Amen. Amen. Nou ek gaan julle uitnooi, jy kan saam met ons daardie fontein van die doop gaan. En ons gaan daar daai warm water. Ons gaan warm water en warm water klim. Sê amen. Ons gaan warm wees. Ons gaan inklim. Al bewe ons, sê so water. Ons gaan daar inklim. Amen. Gee die Here alle eer. Kom ons saam bid. Ek gaan 'n seën uitbid oor die gemeente. Here, bid 'n seën oor hierdie gemeente vanmôre. Op elke een vanmôre. Wat hier so sit in die teenwoordigheid, Here, wat U is ons koning, U is ons Here. U is die een wat ons gaan kom haal. U is die een wat ons dien, Here. Wat ons smag na, Here. Wat ons wil hê in ons lewe, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Ons bid dit in Jesus naam. Gaan saam met ons hierdie dag en sê dankie daarvoor.